Ons lees vanoggend saam met die woord van die Here daar uit Markus 9 uit. Markus 9 daar vanaf vers 30 tot en met vers 37. Die grootste in die koninkryk van die hemele. En uit hierdie gedeelte uit kry ons dan ook ons tema vanoggend, as ons verstaan. As jy verstaan. En dan gaan ons kyk. Die volgende gedeelte van daai sin is deur die prediking, as ons verstaan, wat dan? Baie duidelik uit hierdie gedeelte uit, ons sal in die konteks gedeelte aandag aan dit gee, dat die mense wat die voorreg gehad het om baie naby aan Jesus te lewe, hulle het hom gesien, hulle kon in hom gevat het, hulle het sy stem gehoor, nie werklik verstaan het, wat hy vir hulle vertel nie. En as 'n mens iets nie verstaan nie, kan 'n mens nie die volheid daarvan begryp nie. Dan kan 'n mens dit ook jouself nie toeëien nie. En dit is dan ook wat ons gaan probeer vanoggend antwoord, dat elkeen van ons hier uitstap met 'n beter verstaan van Goeie Vrydag. En wat dit beteken en wat jou en my as belydende gelowiges se verantwoordelikheid is. En dit is ons bede dat die Heilige Gees die woorde wat ons dan ook gaan lees en oor gaan preek, vir elkeen verstaanbaar sal maak, dat dit die emosie ook sal prikkel, dat daar werklik 'n behoefte sal wees om te gaan verander, nie om iets te kry nie, maar omdat ons reeds ontvang het. En mag ons dan daarom ook in opregte dankbaarheid antwoord op die roepstem van die Here. En voor ons dan saam lees uit die lewende woord van ons Here, kom ons verenig saam in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, saam met die serafs daar in Jesaja 6, bely ons, U is heilig, 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 die Here van die leerskare, die een wat fisies in die oorlog betrokke is en gewen het. En ons die voorreg geniet om te deel in hierdie oorwinning. Dit is vir ons 'n besondere voorreg om ook vanoggend te kan stil raak as medebroers en susters in ons Here Jesus Christus en te kan bely met oortuiging en sekerheid in ons harte dat as dit nie vir U was en is nie, sal ons nie hier gewees het nie. As dit nie vir die grootste daad van opofferende liefde was nie, sou daar vir ons geen hoop gewees het nie. Dan was alles saam met die prediker maar net bloot te vergeefs. Maar ons weet dit het gebeur. U het die Seun daarvan uit sy ereposisie in die hemel laat neerdal na die aarde toe om mens te word. Waaragtige mens. Met die wete dat hy sy laaste asem sal moet uitblaas, om diegene wat hulle rug op U gedraai het, te red, te reinig, geregverdig voor die Vader troon te verklaar. En dit gaan ons verstand te bowe, want ons begryp dit nie werklik nie. As ons dit werklik begryp, dit wat U in die Seun Jesus Christus laat gebeur het, sou ons lewens soveel anders gewees het. Sou ons uitgestaan het in hierdie wêreld as diegene wat nie 'n plek in die wêreld het nie. Ongelukkig sien ons ook hoe die mense sal die stroom van die wêreld maar wegsyfer. Dis juist geleenthede soos hierdie waar U ons by mekaar roep om vir ons te sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, nog 'n geleentheid, nog 'n kans, dalk 'n laaste kans. Op hierdie Goeie Vrydag, die dag van groot hartseer. 'n Dag waar ons emosies swaar in ons binneste neergedruk voel. Is dit wat die wêreld aan Jesus gedoen het.
Mag ons deur hierdie boodskap en deur hierdie waarhede wat aan ons geopenbaar word in ons eie lewens en in ons eie emosie, ons aangegryp word dat ons werklik die dag en nag saam met die psalmdigter van Psalm 1 dit sal oordink. Hoe langer hoe meer ons onsself besig hou met die kruisdood van Jesus, hoe beter sal ons lewens lyk, meer God welbehaaglik. Want dis juist ook by so 'n geleentheid waar ons deur die Gees gelei word om ons skuld en ons ongeregtighede en ons sonde die voete van Christus neer te plaas met die wete, daar waar ons dit eerlik en opreg doen, hy ons sal vergewe en sal vryspreek. U gee ook nog vir ons 'n geleentheid om dit te doen voor die gebruik van hierdie heilige sakrament, die nagmaal vanoggend, waar ons terugdink aan die bloed van Jesus wat gevloei het en sy liggaam wat gebreek het, is tot die volkome versoening en afwassing van ons sonde. En juist omdat ons hierdie dinge weet en dit deur die Heilige Gees in ons harte vir ons verstaanbaar is, gee ons aan U al die eer en die heerlikheid en die krag, die majesteit tot in alle ewigheid. Daar is geen een soos U nie. U is die ganse ander en dankie Here dat U vir ons is, want as U vir ons is, wie of wat kan teen ons wees? Ons nou in die woord uit gaan lees, sê ons vir U baie dankie, want ons weet dit is 'n voorreg, daar is so baie lande en so baie gelowiges wat nie die voorreg het om 'n Bybel vas te hou. En hier staan ons vanoggend in die vryheid van ons geloof en ons lees uit die lewende woord uit. Mag ons dan hoor wat U sê en elkeen saam as 'n eenheid sal antwoord, net wat U sê, Here, dit sal ons doen. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees dan saam Markus 9, daar vanaf vers 30, en ons tema is, as jy dit regtig verstaan. En hulle het daar vandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea. En hy wou nie hê dat iemand dit moes weet nie. Hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense, en hulle sal hom doodmaak. Nadat hy gedood is, sal hy die derde dag opstaan. Hulle het die gesegde nie verstaan nie en was bang om hom uit te vra. En hy het in Kapernaum gekom en toe hy in die huis was, vra hy hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stil gebly, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. Toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hul midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my. Elkeen wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Tot sover die skriflesing vanuit die woord van die Here. Mag elkeen wat die woord vanoggend gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar, en sy naderhand opsluit en daarvolgens gaan lewe. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar was eens 'n vader gewees wat so by sy kind se siekbed gesit het en gebid het. Net so aan die einde van sy gebed kom daar die dokter in die kamer ingestap met baie slegte nuus. En sê vir hierdie vader, jou kind het nie meer baie tyd om te lewe nie. Maar as jy instem dat ons jou lewe kan neem, dan sal jou kind verseker lewe. 'n pynlike keuse, 'n moeilike situasie. Maar hierdie pa staan op en hy sê, dis reg, ek gee dit, my lewe, vir my kind se. Nou dit is die hart van die evangelie van Goeie Vrydag. Ons Vader in die hemel het na ons gekyk, verlore, sterwend as gevolg van die sonde, en hy het gesê, dis reg,
ek sal my seun gee. Hy kan sterf. En die vraag wat vandag op ons harte druk, is verstaan jy dit regtig? Want as jy dit regtig verstaan, dan bly jy nie dieselfde nie. As jy dit werklik begryp, wat die Vader en sy Seun Jesus Christus vir jou gedoen het, dan bly jou lewe nie dieselfde nie, en dan lyk jou lewe nie soos die wêreld se lewens nie. Dan verander jou hart, jou lewe verander, jou toekoms verander. Nou met die gedeelte wat ons saam gelees het reg te verstaan, moet ons na die groter konteks gaan kyk. Want hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, staan nie maar net hier los op sy eie nie, nee. Dit kom na 'n baie belangrike oomblik vanuit die evangelie van Markus. Jesus se eerste amptelike aankondiging van sy lyding en sy dood, daar in Markus 8 vers 31. In Markus 8 vra die Here Jesus Christus vir sy disippels, wie sê julle is ek? En dan met groot oortuiging en opgewondenheid antwoord Petrus, U is die Christus, U is die Seun van God. Maar toe hy vir hulle verduidelik wat met hierdie Christus gaan gebeur, hoe hy moet ly, hoe hy verwerp sal word, hoe hy gaan sterf en opstaan, is Petrus die eerste een wat daarteen protesteer. Hy verstaan nie. Jesus' reaksie en antwoord op dit wat Petrus sê, baie duidelik, dit sny eintlik ons harte. Gaan weg agter my, Satan. Jy dink nie aan God se wil nie, maar aan die wil van die mense. Nou in Markus 9 kom die Here Jesus Christus en hy probeer dieselfde boodskap aan sy disippels te herhaal. Hy kom herhaal die kern van sy doel hier op aarde. Die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van mense en hulle sal hom doodmaak en na die derde dag sal hy opstaan, vers 31 wat ons saam gelees het. Maar wat volg op dit wat Jesus vir hulle sê, is tragies, eintlik baie ontstellend. Die disippels verstaan dit nie. Hulle begryp dit nie. En sê vers 32, hulle is bang om die Here te vra om dit vir hulle duidelik te maak. En hou hulle self eerder stil. Hulle wil nie verstaan nie. Want om werklik te verstaan wat Jesus sê, beteken dat hulle iets van hulle self gaan moet prysgee en opgee. Dalk hulle status, dalk hulle plek, dalk die gemak van hulle lewe, dalk hulle sukses, dalk selfs hulle doel. Terwyl die Here Jesus Christus besig is om vir hulle te vertel van die kruis, staan hier die disippels, die mense wat die voorreg het om Jesus te sien met hulle oë. En hulle beklei en stry onder mekaar oor wie die grootste is, wie die belangrikste is, wie gaan nou die bendeleier word as Jesus nie meer hier met hulle is nie. Vers 34. In plaas daarvan om die Here Jesus Christus, die Seun van God, die Seun van die mens, tot die einde toe te volg, tot op sy laaste asemhaling te volg, om hulle alles te gee, tot op die einde toe vir Jesus, om hom met meegevoel en verwondering te volg, is hulle besig om dit met mekaar te beklei oor hulle posisie. Wat 'n absolute kontras lees ons nie van in die woord van die Here nie. Jesus se pad, die van selfvernedering, hulle pad, die van selfverheffing. Tog moet ons eerlik wees, is dit nie ook maar eintlik die groot probleem in ons eie lewens nie. Ons hoor week na week na week van die kruis van Jesus. Ons lees in die Bybel
so gereeld oor die opoffering wat hy self gemaak het. Ons bely in ons harte saam met die 12 artikels dat hy vir ons gesterf het. Maar hoe maklik gebeur dit nie, dat ons maar dieselfde pad stap as hierdie disippels nie. Wees eerlik met jouself, kyk net in die spieël van jou eie lewe. Hoeveel dinge of selfs persone in jou lewe is vir jou belangriker as die Here Jesus Christus? Die rede daarvoor is ook omdat ons nie verstaan nie. Ons begryp nie werklik wat hierdie gebeurtenis aan ons openbaar nie. Ons begryp nie werklik die diepte van Goeie Vrydag nie. Jesus sê, ek gee myself oor in die hande van mense, en die disippels sê, maar ons is belangriker. Jesus sê, ek gee myself, en die disippels sê, ons wil meer wees en meer hê. En daarom roep Jesus hulle en ons vanoggend tot orde. Hy gaan sit, en in die Bybelse tyd as hy so sit, so teken van 'n leersame geleentheid. Hy gaan hulle nou leer. En hy roep die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, vers 35, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. Dan kom hy en hy gebruik die voorbeeld van 'n kind, wat dalk nie vir ons in die samelewing waarin ons lewe dalk verstaanbaar is nie, maar tog baie spesifiek is in hierdie konteks, waarbinne die Here Jesus Christus met hierdie 12 manne praat. Want 'n kind in daardie samelewing het geen posisie gehad nie. 'n Kind was as ware die minste van die samelewing gewees. Die vee was belangriker gewees as die kinders. Die kinders was op die laagste vlak van die sosiale samelewing gewees. Niemand het hulle self gesteel aan 'n kind. Ons sien dit ook in die reaksie wat die disippels het, daar waar Jesus sê, bring die kindertjies na my toe. Die disippels was diegene wat die kinders van Jesus af weggejaag het, met hulle beklei het. Hulle maak sommer daardie hele gebeurtenis onrein en selfs ook baie onbelangrik. En dan sê die Here Jesus Christus, wie so kind in my naam ontvang my. Here Jesus Christus kom leer die disippels dat hulle self die minste moet wees, op die laagste vlak van die samelewing moet wees, want dit is wat hy vir hulle kom doen het. In sy oë is die disippels vir hom die kinders, wat nie verstaan nie, wat nie belangrik is nie. Maar Jesus kom maak homself die minste, dat hulle die meeste genoem kan word in die koninkryk van die hemele, dat ons gered kan word. Jesus sê in vers 31, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van mense. Hierdie woorde van Jesus is baie kragtig. Hy sê nie net, ek gaan sterf nie. Hy sê hy word oorgelewer, en dit beteken om iemand oor te gee, om iemand in die rug te steek. Iemand gaan hom verraai. Iemand sal dit laat gebeur, en ons weet dit. Ons ken dit. Ons weet Judas het die Here verraai. Ons weet die Joodse godsdienstige leiers het die Here in die rug gesteek. Ons weet van die Romeinse regering wat hom uitgelewer het, maar dieper, op 'n baie dieper vlak, is die hartseer realiteit van daardie woord. Dit was God die Vader, wat sy eie seun oorgelewer het, wat sy eie seun oorgegee het, volgens Jesaja 53 vers 10 as daar staan, dit het die Here behaag om hom in hoofletters, die Here Jesus Christus, te verbrysel, te vernietig,
te laat sterwe. Wat? Ons fokus op Judas en ons fokus op die godsdienstige leiers en die Romeinse regering. Hier die woord beteken, dit is die Vader wat sy eie seun oorgelewer het in die hande van die mense om doodgemaak te word. Jesus se kruisdood is nie toevallig nie, dit is die hart van God se verlossingsplan, maar hoekom? Omdat hy weet dat die mense nie verstaan nie en nie sal verstaan nie. Die mense sal nie verstaan wie is God nie. Hulle sal nie sy selfopofferende liefde verstaan nie. Hulle sal nie verstaan wat die impak van sonde op die verhouding met die Vader is nie. En hulle sal nie verstaan wat die geregtigheid van ons vra nie. Jesus sterf vir 'n wêreld wat hom nie verstaan nie. En ironies genoeg, hy sterf vir die wat hom verwerp het. Die disippels het nie verstaan nie, maar hy sterf vir hulle. Die godsdienstige leiers het nie verstaan nie, maar hy sterf vir hulle. Die fariseërs misken hom. Hy sterf vir hulle. Later weet ons van die skare wat uitroep, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom, ons soek sy bloed op ons hande. Hy sterf vir hulle. Maar weet jy wat? Hy sterf ook vir jou en vir my. Hy sterf vir ons oppervlakkige godsdienstigheid. Hy sterf vir ons selfsugtige, selfgesentreerde harte. Hy sterf vir ons weiering om die kruis van Jesus op ons skouers te dra, ten spyte van wat die wêreld sal sê en hoe die wêreld ons sal uitwerk. Hy sterf vir ons verskonings. Ek kan nie nou nie. Ek sukkel 'n bietjie, Here. Ek is nie reg nie. Ag, dit is nie so erg nie. Hy sterf vir jou. Want hy moes sterf, want die mens het hom nie verstaan nie. Die kruisdood was nie net vir die mense waarvan ons lees in die Bybel nie. Nee, dit is vir jou en my, want ons het dit so nodig. Dit was vir jou sonde. Dit is in jou plek. In jou plek het hy die oordeel van God op hom geneem, dat jy dit kan vryspring. 'n wonderlike gedagte is die vir ons sonde. Nou moet ons vir 'n oomblik stil raak. Hier op Goeie Vrydag. Jesus in Getsemane. Hy sweet bloed en angs. Nie net vir die fisieke pyn wat voor lê nie, maar van die wete dat hy God verlatenheid sal moet dra. Hy word gearresteer deur een van sy eie. Een saam wie hy gewandel het. Een wat hom geken het. Hy word geslaan. Sy baard word uitgeruk, uitgetrek. Hy word in die gesig opgespoeg en sy liggaam gemartel. Hy word gegeesel met 'n sweep wat aan die bopunt van die sweep met bene en sulke ysterskerp punte was. Hy word geslaan 39 houe. 39 houe met 'n sweep wat die een hou na die ander hou die vlees van sy liggaam af wegruk. Sy rug word oopgeruk, die bloed spat, die spiere en senings lê oop en daarna moet hy sy eie kruis dra. Sy liggaam is moeg. Sy liggaam is seer. Die bloed loop en die kruis vir jou en my is swaar. Hy val onder die gewig van dit alles waar hy moet opstaan. Vir jou. Hy moet die pad loop vir jou. Elke druppel bloed wat op die grond val vir jou. Dit dryf hom, dit motiveer hom, dit dring hom tot by die kruis te loop.
vir jou sonde, vir jou ongehoorsaamheid, vir die feit dat jy hom nie ernstig opneem nie, vir ons. Hy word met sulke lang, dik, geroeste spykers aan die ou kruis vasgeslaan, deur sy polse en deur sy voete, en die kruis word opgelig en daar hang hy, ure lang hang hy versmoor stadig, die een asemhaling na die ander asemhaling is pyn en moeite en moeilik, maar ergste van alles is, terwyl hy daar hang en daar die pyn, draai die Vader sy aangesig van sy seun af weg. Help hom nie, staan hom nie by nie, laat nie alles stop nie, terwyl sy seun aan die kruis hang en die bloed drup, kyk die Vader ander kant toe. Want dis wat God verlatenheid is. Dis wat Jesus ervaar en beleef het, toe hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy het as ware die hel beleef, want dit is wat dit is, as jy God verlate is. Die hel, die totale verwerping van God, neem my op hom, dat nie een van ons dit ooit in ons lewens weer hoef te ervaar nie. Dit is die kruis. Dit is Goeie Vrydag. En dit was nodig, omdat sonde nie goedkoop is nie. Jou trots, jou welis, jou hoogmoed, jou oneerlikheid teenoor geliefdes en in die besigheidswêreld, dit het 'n prys. En Jesus betaal dit alles voluit vir jou. Daarom moet jy jouself die volgende vraag afvra. Kan jy dit sien in jou lewe? Beleef jy hoe die bloed van Christus oor jou lewe vloei? Kan jy dan regtig aanhou om te lewe soos jy lewe? Kan jy werklik aanhou om te doen wat jy doen as jy verstaan wat Jesus vir jou kom doen het? Kan ons nog aangaan met ons lewe van gemak, of selfs oppervlakkige geloof? Sal jy nog verskonings wil maak? As jy verstaan wat die Here vir jou kom doen het, want jy kon dit nie vir jouself doen nie. Die wonder van die evangelie. Maar Jesus het nie net kom sterf om ons sonde weg te neem nie, hy het ook gesterf om jou hart vir jou oop te breek, sodat jy kan verstaan. En toe hy opgevaar het na die hemel, toe stuur hy vir ons die Heilige Gees, sodat nie een van ons ooit weer kan sê, ek verstaan nie. Jy het die Heilige Gees. Jy het God se woord in jou besit. Jy hoor vanoggend die prediking. Jy beleef die sakrament. Jy het die kerk. Jy het al God se middele. En daarom kan nie een van ons vanoggend sê, o, ek het nie verstaan. Nie een van ons kan sê, ek het 'n verskoning nie. 'n Verskoning van nie, maar ek sukkel om dit te verstaan nie. Ek is ook maar net 'n mens. Ag tog, niemand is perfek nie. Ek het nie tyd om te verander nie. As jy Goeie Vrydag werklik regtig verstaan, dan verander jou lewe. Punt. Klaar. As jy begryp wat Jesus vir jou kom doen het, sonder dat jy hom gevra het, sonder dat jy gesmeek het vir redding, dan verander jou hart. Hoe jy dink, doen, praat en lewe. Jy begin die sonde te haat. Jy wil van dit af wegvlug. Jy begin te bid en te smeek en te pleit met erns, want jy weet, ek is in alles afhanklik van die Here. In my lewe in die tydelike, maar ook tot in die ewige. Jy begin ander te dien, want Jesus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Jy begin tyd te maak vir God.
God se woord en vir die kerk. Jy begin anders te lyk as die wêreld. Jy begin te besef, ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort aan die een wat vir my gesterf het. Jesus het gesterf, sodat ek en jy kan verstaan en kan verander. Dit is die vrug van ware geloof. Dit is nie net trane van dankbaarheid nie, maar dis ook dade van gehoorsaamheid. En ek sluit af met so 'n kort verhaal van 'n man wat ook daar in die kerk op Goeie Vrydag gesit het en geluister het na die prediking en die skriflesing. En die preek is verby en die gemeente het begin uitstap, die een na die ander, maar hierdie man het bly sit in die kerk en hy het so voor hom gestaar. En die trane het so oor sy wang gerol, die een na die ander, en sy hande het so gebewe. En hy het uitgeroep, ek het nie verstaan nie, maar nou verstaan ek, en my lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Is jy vanoggend daardie man? Is jy vanoggend daardie vrou? Is jy vanoggend daardie jong mens hier in die kerk wat sê, ek verstaan vandag, ek verstaan wat het Jesus gekos het, ek verstaan ek het 'n redder nodig, ek verstaan ek kan nie aanhou so lewe nie. As jy dit regtig verstaan, dan verander jy, want verandering is nie moeite nie. Nie uit vrees nie, maar uit liefde. Nie uit om iets te verdien nie, maar omdat ons weet, ons reeds alles in Christus ontvang het. Goeie Vrydag is nie 'n feesdag nie. Dis nie 'n dag van partytjie hou nie. Dis 'n dag van deeglike selfondersoek, 'n dag waar jy jouself in jou volheid van jou geloof oorgee aan die Here. Laat jou woorde, jou lewe, jou besluite, jou verhouding, jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou geheime tyd en jou tyd wys dat jy regtig verstaan wat Jesus vir jou kom doen het. Amen.